Baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by ons Breek die Woord. Dit is altyd vir my 'n voorreg, baie lekker om op hierdie manier ook saam met jou te kan kuier, saam met jou daar waar jy by die werk is, by die huis besig is, by die skool dalk selfs is, by die universiteit is. Dankie dat jy tyd maak om ook hierna te luister, saam te luister na dit wat God uit sy woord uit ook met jou wil kom deel. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie dat ons ook op reis is met die Nederlandse geloofsbelijdenis op hierdie stadium en sommer net saam ontdek wat die Here ook daardeur vir my en vir jou wil kom sê en saam ontdek hoe diep sy liefde, sy genade vir elkeen van ons is. Mag jy regtig vandag ook beleef hoe jy God ontmoet deur hierdie artikel 8 wat ons vandag doen. Jy mag jy weet dat hy nie daardeur met ons spreek nie, deur sy woord met ons spreek en dat hierdie blote versterking is ook van dit wat ons in sy woord oor hom leer en lees. Artikel 8 van die Nederlandse geloofsbelijdenis verseker vir ons eintlik dat God een in wese is en onderskeie in 3 persone. En dit sê vir ons die volgende: ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige God, een enige wese in wie 3 persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in 3 gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so 'n wyse onderskei dat hierdie 3 persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie, eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie persone wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al 3 is van gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al 3 is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Ons Here en Hemelse Vader, dit is vir ons altyd so 'n groot voorreg om uit die woord uit te kan lees, by die woord te kon stil word. Dankie vir die belydenisskrifte wat ons ook het, dankie vir die Nederlandse geloofsbelijdenis waardeur ons ook die laaste paar weke kan werk en dankie dat ons daardeur soveel meer van U leer, Here. Dat dit vir ons soveel meer leer van wie U ook in die woord vir ons is. Here, ons bid vandag ten spyte van die dinge wat dalk rondom ons aan die gebeur is, ten spyte van die dinge waarmee ons besig is, dat U ook nou ons harte sal kom aanraak en aanhoor, Here, maar dat ons U hart in die besonder sal kom hoor, omdat U met ons iets daarvan wil kom deel uit hierdie teks van Johannes 1, vers 1 tot 5 ook uit. Here, help dat ons regtig sal luister, nie net sal luister met halwe ore omdat ons dit ken nie, maar sal luister met 'n diepe luister, Here, sodat dit in ons harte opnuut kan leef en sodat ons opnuut vir U kan leef, sodat ons die lig kan gaan wees wat U ons so gemaak het om ook te wees. Dankie dat ons in die verlossing, in die genade kan leef elke liewe dag, Here. Here, help dat ons dit nooit sal misbruik of sal maak asof dit vanselfsprekend is nie. Maar help dat ons altyd sal onthou dat U daar is om ons te lei, dat U alles kom gee het, sodat ons ook alles kan hê, sodat ons vrygekooptes kan wees in hierdie lewe en vir U daar kan wees, Here. Instrumente in die hand kan wees, wat U werk ook doen. Help ons nou waar ons saam as gelowiges stil word by U woord, om regtig daardeur gevoed te word, sodat ons in hierdie week verder ook kan volhard. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, ons bid dit alles in U naam alleen, U wat Vader, Seun en Heilige Gees is, soos dit artikel 8 ook getuig, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou daar is soveel tekste wat ons met artikel 8 van die Nederlandse geloofsbelijdenis kan vergelyk, soveel wat dit bevestig wat daarin staan. Maar ek het 'n bekende teks vir ons almal gekies en dit is Johannes 1 vers 1 tot 5 en ek hoop regtig dat alles dit bekend, dat dit vir jou ook soveel iets dieper vandag ook kan beteken, dat dit vir jou sal herinner daaraan dat God van die begin af daar was, dat niks hom geskep het nie, maar dat hy die skepper
van alles ook is. Kom ons lees dit saam, Johannes 1 van vers 1 tot 5. In die begin was die woord daar, en die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Vers 5, die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Tot sover lees ons vandag. In die begin was die woord daar, Jesus Christus. En die woord was by God, ons Vader. En die woord was self God gewees. En in hom was daar die lig, die Heilige Gees, die lig wat lewe gee. En dit was in oorvloed gewees. En daardie oorvloed lewe het hy nie vir homself gehou nie. En daardie oorvloed lewe het hy met my en jou kom deel. Hy wat God drie-enig is, een in wese, drie in persone. Hy het gekies om deur sy liefde, sy genade, vir my en vir jou die prys te kom betaal. Nie net God die Vader nie, nie net God die Seun nie, nie net God die Heilige Gees nie, maar God self, God in sy volheid, het vir my en vir jou kom kies, as sy kinders. Hy was van die begin af daar, en hy het vir my en vir jou ook van die begin af uitgekies. En wanneer ons artikel 8 van die Nederlandse geloofsbelijdenis lees, dan besef ons net weer eens, dat God nie net vir ons iets van homself kom gee het nie. Dat hy nie net sekere eienskappe van homself vir ons kom gee het nie. Maar dat hy alles van homself vir ons kom gee het. Toe Jesus Christus daar in die kruis gehang het, het God die Vader ook getreur. Toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, was die Heilige Gees ook daar saam met hom. Die Heilige Gees vir hom die krag gegee om te volhard. Die Heilige Gees hom opgewek uit die dood uit. Daardie Heilige Gees, daardie drie-enige God wat vir my en vir jou gekom het, is steeds daar vir my en vir jou. Elke liewe dag, hy is steeds daar om vir my en vir jou te lei. In al sy forme is hy daar vir ons. Hy is daar as ons trooster, die Vader. Hy is daar as ons leidsman, die Heilige Gees. Hy is daar as die een wat die oorvloed liefde van God in ons lewens kom bekend maak, Jesus Christus. Hy is daar as God, skepper van alles, soos dat hy van die begin af daar was. Hy is daar vir my en vir jou. En mag jy regtig vandag dit weet. Mag jy vandag onthou dat, alhoewel hierdie eenvoudige woorde is, wat ek en jy seker al meermale gelees het of self herhaal het, dat dit ware woorde is, dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees van die begin af daar was, vir my en vir jou daar was. Bedoel het om ons te skep uit 'n oorvloed van sy liefde uit, en dat ek en jy 'n teken is van daardie liefde, oorvloedig. Mag ek en jy weet dat ons nie net sommer mense is nie, maar dat ons kinders van God is. Nie as gevolg van onsself natuurlik nie, maar as gevolg van hom. En mag ons elke liewe dag leef as kinders van God, en nie leef as kinders van hierdie wêreld nie. Mag ons fokus op hom, en fokus op dit wat hy vir ons gee. En nie fokus op dit wat ons tekort kom, en dit wat die wêreld van ons so maklik laat glo, dat ons so nodig het nie. Mag ons weet, ons het net hom nodig, want hy is perfek. Hy is perfek, soos het ons verlede week ook gehoor het. Mag jy dit onthou, mag dit by jou bly, mag jy weet dat God saam met jou gaan. Vandag reageer ons op die woord wat ons ontvang het, deur saam te luister, ook na die volgende lied. Ons Vader, begin en die einde, vergestalte van liefde, die kosmos, u kuns, my hart, u huis. Heilige Helper,
en leidsman, dinamika en krag vir 'n heilige lewe. Diep roep uit na diep hier binne my. Bloedstof en sweer aan die ewigheid gemeer. God gee sy alles aan die kruis. Saam die skepping en die engele sing ons stories van ons redding. Saam die heiliges en gerubs val ons voor die voete neer. Saam die skepping en die engele sing ons stories van ons redding. Saam die heiliges en gerubs val ons voor die voete neer. Mag jy weet dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees in sy volheid ook saam met jou gaan en by jou is. Amen.